wil jy gesels vinnig in julle gesinne, wat is 'n goeie dag? Wat maak dit iets 'n goeie dag is? Kom ons praat gou. Oké, maar nou wil ek hoor. Wat sê julle maak 'n goeie dag? Ja, dit is so voorreg om by familie te wees. As mens by familie kan wees, dan is dit 'n goeie dag. Wat nog? Om te kan lewe. Ja, ek dink 'n dag is redelik boring as mens dood is, nee. Seker. Kom ons hoor nog. As alles volgens plan gaan. As jy beplan het vandag jy gaan hierdie stuk werk gedoen kry, of oefen, of wat ook al, en jy kan dit actually gedoen kry, dan is dit 'n goeie dag. Wat nog? Een lekker verrassing. Iets wat jy nie verwag het nie. Jy tel die R200 dood op, of jy straik die lotto, of ek weet nie wat nie. As 'n klomp goed wat 'n lekker dag kan maak. Ok, wat maak 'n goeie jaar? Ek klomp lekker dag, 365 van hulle, alright. Goeie antwoord, 366 vir die afgelope jaar. Wat nog? Wat sou van die laaste jaar 'n goeie jaar gemaak? Of wat het? Gesondheid, as mens aan die einde van die jaar gesond kan wees, was 'n hande agter. Nou die hand weg. Okay. As Eskom ons nie te erg boelie nie, ja, dit help ook, verseker. Baie mense as hulle kyk na wat 'n goeie jaar maak, en waarvoor mense sou wens dalk in die volgende jaar, sou mense sê, wat van sukses? Baie mense sal sê, jaar is goed, as dit 'n suksesvolle jaar is. Nou sukses kan beteken jy het goeie geld gemaak. Die koers het goed afgekom, of jou besigheid het goed gedoen, of jy het 'n nuwe werk gekry, of hoe dit ook al sê, maar dit kan op ander vlakke lê. Jy het matriek klaar gemaak, of jou graad gekry, of jy een of ander nuwe lewensfase beleef, of jou kind het dit deur die eerste graad gemaak, hoe ook al. Daar's verskillende maniere van sukses meet. Dit kan ook 'n goeie jaar maak. Ander mense sal sê, mense. En dis nou behalwe vir die feit dat jy tussen mense kan wees, is ook, maar mense hou van my. Of mense dink baie van my. Ek het so 'n bietjie van 'n sosiale status gekry hierdie jaar. Baie mense sal sê, dis was 'n goeie jaar omdat ek getrou het in hierdie laaste jaar. Wat van geluk? Is dit wat vir ons jaar, goeie jaar maak? En as ons praat van geluk, dan is daar natuurlik 'n klomp verskillende definisies van geluk, maar was ek gelukkig hierdie jaar? Ja of nee? Is dit ons 'n goeie jaar maak? Baie mense sal 'n bietjie dieper delf, en hulle sal sê, maar wat van betekenis? Nou van julle wat hier is, weet dat ek is baie passievol oor roeping, en ek glo sterk daaraan dat ons elkeen 'n roeping het. Is dit die betekenis, of is dit die definisie van 'n goeie jaar? As jou jaar betekenis gehad het. Anders sal ons meer na hulle self kyk en sê, maar wat van groei? Is 'n jaar suksesvol as ek gegroei het? Is dit 'n goeie jaar as ek 'n ander mens is, soos wat ek aan die begin van die jaar was? Of, as ons vorentoe kyk,
gaan volgende jaar 'n goeie jaar wees as ek 'n ander mens is aan die einde van die jaar. Nou die slim ouens sal kyk na al die verskillende goed en hulle sal sê, weet jy, jou brein het die happy hormones soos hulle dit noem, die goed wat mens goed laat voel. Dopamine is die goed wat jy vinnig kry as jy 'n chocolate eet of as jy 'n game speel of wat ook al. Die oksitosien is die goed wat gewoonlik verband hou met ander mense. As jy ander mense kan gelukkig maak of iets filantropies kan doen, serotonien, endorfien, daar's verskillende maniere hoe mense die goed kry. Maar een ding stem ooreen by hulle almal. Dis tydelik. Al die goedjies wat jou so gelukkig maak, dit kom, maar dit gaan ook weer. So as dit ons maatstaf is vir 'n goeie jaar, dan is dit tydelik. En al is jy so bevoorreg om die hele jaar lank daai happy hormones te beleef, is nie 'n waarborg. Ek dink ons moet dieper gaan soek as dit ook. Om te vra, wat het van die afgelope jaar 'n goeie jaar gemaak? En wat kan van die volgende jaar 'n goeie jaar maak? Ons gaan Johannes 1:1-14 lees. Baie bekende stuk. Die van julle wat Karoo mense ken, hulle is lief om 'n storie ver te gaan haal. Johannes gaan haal om sommer aan die begin. Al waar hy begin het. Ons lees Johannes 1:1 af. Waar hy sê, in die begin was die woord, hoofletter W, daar. En die woord was by God, en die woord was self God. Hy was reeds in die begin by God. Alles het deur hom tot stand gekom. Ja, nie 'n enkele ding wat bestaan, het sonder hom tot stand gekom. In hom was daar lewe, en die lewe was die lig vir die mense. Die lig skyn in die duisternis kon dit nie uitdoop. Dan vertel ek van Johannes, daar was 'n man wat deur God gestuur is, en naam is Johannes. Hy het gekom om te getuig. Hy moes getuig van die lig, sodat almal deur hom tot geloof kon kom. Hy self was nie die lig nie, maar hy moes van die lig getuig. Die ware lig wat elke mens verlig, was aankom na die wêreld. Hy was in die wêreld. Die wêreld het deur hom tot stand gekom, en tog het die wêreld hom nie erken nie. Hy was sy eiendom gekom, en tog het sy eie mense hom nie aangeneem nie. Maar aan elkeen wat hom aangeneem het, die wat hom glo, het hy die reg gegee om kinders van God te word. Hulle is nie van nature nie deur die drang van 'n mens of die besluit van 'n man nie, maar hulle is dit uit God gebore. Die woord het mens geword en onder ons kom woon. Ons het sy heerlikheid gesien, die heerlikheid wat hy as die enigste seun van die Vader het, vol genade en waarheid. So Johannes, dis nou nie die Johannes die Doper waarvan hy praat, Johannes die disipel wat hierdie geskryf het. Hy skryf hier baie lank na Jesus op aarde was. Is nie presies seker hoe lank nie, maar meeste ouens praat van 30 tot 50 jaar na Jesus op aarde was, dalk selfs nog langer. Met ander woorde, hy het tyd gehad om te dink. Die Johannes hierdie geskryf het hy al 'n lang tyd gehad om te wonder oor wat hy beleef het toe Jesus hier op aarde was en wat hy beleef het na dit. Hy was deel van die storie van Pinkster. Hy was deel van die storie van die vroeë kerk. Hy het gesien hoe God wonderwerke doen deur mense. En toe sit hy en dink en hy sê, weet jy, ek moet die storie neerskryf. Die storie van, soos wat Markus en Matteus en Lukas vertel het al klaar bestaan in sy tyd. Maar hy het gesê, weet jy, ek moet ook my siening op die storie vertel. En hy sê, waar moet ek begin? Kom ek begin waar ek werklik begin het. Markus begin by Jesus se bediening. Matteus, Lukas, hulle begin by Jesus se geboorte. Johannes sê, nee, in die begin. Toe daar eintlik nog niks aardse goed bestaan het nie. Toe was Jesus klaar. Heel aan die begin, nog voor daar selfs 'n skepping was,
toe nog net God bestaan het, toe was Jesus daar, self God en by God. En hy het alles tot stand gebring. Ook vir ons, wat hy sit. Ons is deur Jesus en deur die Vader geskep. En alles bestaan deur hom. Nou natuurlik ken ons die storie. Adam en Eva in die tuin, hulle maak droog. Kain en Abel, daar gaan dit nie veel beter nie. So deur die geskiedenis is al hier en daar iemand wat vir God dien. Maar die meeste van die mensdom verlaat ergens die pad. As jy die stories van die rigters lees, ouens wat sterk goed en wonderlike goed in Jesus se naam, in die Here se naam gedoen het, selfs hulle verloor die pad meeste van die tyd. Die verhouding tussen God en mens dryf al hoe verder uit mekaar uit. En God sê, ek gaan 'n verskil maak. Ek gaan self die antwoord gee. Ons het gisteraand so 'n bietjie gepraat oor die profesie wat daar oor Jesus is. 300 plus keer is daar geprofeteer oor Jesus. So dis nie toevallig nie. En God was nie paniekerig nie. Hy het 'n plan gehad van die begin af. En daai plan was van die begin af self die antwoord te wees. So as Johannes hier skryf, kom hy eintlik en hy sê, weet jy, ek gaan vir julle vertel. Ek gaan vir julle vertel van die een wat self die antwoord kom word. En dan in sy evangelie dan gebruik hy klomp stellings. Hy praat van, of hy haal Jesus aan waar hy sê, ek is die lig. Ek is die weg, die waarheid en die lewe. Ek is die brood. Ek is die water. Ek is die ware wingerdstok. Ek is. Jesus is God. En hy is die antwoord vir ons. Maar dan sê Johannes oor Jesus, was nog steeds mense wat hom nie raak gesien het. Hy self het hulle gemaak, en tog is daar mense wat hom nie herken nie. Tog is daar mense wat nie besef wat hy kom doen het nie. Ons is bevoorreg in Suid-Afrika dat 'n klomp mense sê, ons is Christene. Almal van ons wat hier sit sê, ons is Christene. Of julle het net saam met iemand gekom wat sê hulle is 'n Christen. Ongeag, selfs in Suid-Afrika is daar klomp mense wat dit sê, eintlik nie meer weet wie Jesus is nie. Dat eintlik nie daai persoonlike verhouding met hom het, soos wat hy dit wil hê met ons nie. Johannes het dit ook gesien. Johannes self is die ou wat Openbaring geskryf het en vir die gemeentes moes sê, weet jy, van julle het die pad verloor. So wat is die punt van die evangelie van Johannes? Dis nie net die storie nie. Dis nie net om ons te herinner wie Jesus ook is nie. Dis ook om ons weer van vooraf uit te neem. Dis 'n herinnering aan Jesus se hart wat sê, weet jy, ek soek jou, ek soek jou, ek soek jou, ek soek jou. Ek wil jou weer naby my hê. Ek het kom sterf vir jou. Ek het kom mens word, sodat ons naby aan mekaar kan wees. Dis hoekom ons Kersfees vier. Want Jesus het kom mens word, sodat ons weer naby aan hom kan wees. Amazing. As ons dan die vraag vra, wat maak 'n goeie jaar? Dan moet ons eintlik vir mekaar sê, dis 'n jaar wat vol is van hom. Dis ons 'n goeie jaar uit. As ons werklik is waar ons moet wees, dit is naby aan Jesus, dan gaan ons 'n goeie jaar hê, die beste jaar wat ons kan hê. Beteken dit jy gaan suksesvol wees? Nie altyd nie. En dieselfde is waar dalk vir jou 2024. Dalk is dit die jaar waar jy terugkyk en sê, weet jy, klomp goed het nie vir my uitgewerk nie. Maar Jesus was daar. Beteken dit dat mense altyd van jou gaan hou? Nee. Ons het al hoeveel keer gesien dat die mense wat die waarheid van die evangelie praat, ongewild is. Of in baie ander lande selfs vervolg word. Maar Jesus is daar. Gaan jy altyd gelukkig wees? So nie waarborg nie. Jesus self het angs en pyn en vernedering geken. Maar as ons beleef, Jesus is nog steeds hier ook.
Miskien is dit 'n jaar waar jy iemand verloor het. Miskien is dit 'n jaar waar jy iemand moes groet wat weggetrek het na 'n ander land toe. Geluk is nie die maatstaf nie, maar Jesus is daar. Wat as hierdie 'n jaar was waar jy nie noodwendig jou betekenis gevind het nie? Nie noodwendig gedoen het dit wat jy graag sou wou nie. Jesus se genade is ook daarin. En wat as jy terugkyk en jy sê, weet jy, eintlik kan ek sien dat ek iemand anders is as in die begin van die jaar. Selfs daar nie, is Jesus by jou. Ons maatstaf vir 'n goeie jaar. Om vervul Jesus. En dit beteken nie ons mag nie gelukkig of suksesvol of betekenisvol wees of nie groei nie. Nee, daai goed is nog steeds goed. As Jesus deel is van my plek. As hy nie daar is nie, beteken dit nie baie nie. As ek dink oor die jaar wat kom, dan moet ek vir myself 'n vraag vra. En dalk is dit 'n goeie vraag vir jou om ook te vra. Die vraag is, waar sit ek my vertroue? En vertroue bedoel ek nie die vertroue dat ek suksesvol gaan wees nie. Nee. Waarin sit ek my vertroue om vervuld te wees? Dis tog die diepste wat ons kan beleef. 'n vrede wat alle verstand te bowe gaan. En mense soek dit op enige plek. Baie mense jaag dit in sukses of in mense of in geluk. Baie mense jaag 'n vinnige fiks met een of ander middel of met alkohol of een of ander dwelm is of social media of wat ook al vir jou raai kommunikeer. Party mense jaag dit deur een of ander proses van meditasie of iets. Maar as die Here nie daar is nie, dan is hy ware vrede net nie daar nie. Maar vra 'n bietjie die mense wat julle weet die Here volg. Hulle sal vir jou sê, as Jesus daar is, dan is dit genoeg. So ek moet myself vra, waar sit ek my vertroue vir daai vrede? Ek kies om met die Here te sit. Ek kies om te glo soos wat Johannes geglo en te sê, weet jy, ek kan by die Here wees. Elkeen van ons wat glo, gee die reg om sy kinders te wees. Noem hy sy eie. En dit is joune om ek die meeste soek. So waarom gaan jy jou vertroue stel? Dis 'n tyd vir feesvier. So kom ons vier dit. Jesus is by jou. Dis 'n tyd vir saam wees. Kom ons wees saam met Jesus by. Dis 'n tyd vir miskien verry of vlieg vir van julle. Kom ons doen selfs dit met Jesus by ons. Dan kry ons daai ware geskenk. Daai ware grootste ervaring wat ons in die volgende jaar kan hê. Jesus se vrede. Hy kom mens wees, sodat ons dit kan hê. Lees weer vir ons Johannes 1 vers 14 wat sê, die woord het mens geword en onder ons kom woon. Ons het sy heerlikheid gesien, die heerlikheid wat hy as die enigste seun van die Vader het, vol genade en waarheid. Mag jy terugkyk na 2024, dalk in volgende week stil staan en sê, kom ek sien weer, dit wat ek in die verlede al gesien het, Jesus was nie. En as jy kyk na 2025 en sê, ek weet nie wat voor lê nie, mag ons sien, dat Jesus in genade en waarheid ook daar gaan is. Kom ons sluit dit oor. Hier is Paulus in Filippense 2 sê, sonder U is alles eintlik nutteloos. En jy is saam met U, is alles wonderlik. En U te ken betref alles. Here, mag dit ons definisie van 'n goeie jaar wees, in die jaar wat kom. Mag ons elkeen hierso vandag weer van vooraf kies, om U te soek en te volg.
Here, mag die vrede, soos U dit beloof, met ons elkeen wees.